So is, hierdie goed gaan hulle godsdienstige oortuigings en die goed wat hulle gaan praat en die goed wat hulle mense leer, wat u gaan hoor, hy gaan praat oor 4 black holes. 3 van hulle is die doodryk, die hel en Hades. En die ander een is die hemel. In die aarde. Nee my ou, jy's lankal verby by jou pastousies eet, jy snyf het. Die tyd van die groot leuen. En ek is jammer, ek vra niemand om verskoning nie. Ek sê die goed soos dit is, as ek verkeerd is, haal my aan. Die tyd van die groot leuen. Omdat ons vandag in 2026 in die tyd van die groot leuen leef, is dit des te meer noodsaaklik dat ons vandag elke gees of persoon by die woord van Jahwe die Almagtige, dis God, sal toets. Die Bybel sê, toets elke gees. Daai gees, klein g. Dis my persoonlikheid, dis ek self, dis die persoon. Die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, is wat ons leer en lei in alle reg en waarheid en oortuiging gaan in son en ongeregtigheid. Maar ek het my eie gees. Weet ek luister na Japie van Sy, want ek is besig om na sy goed te luister. Hy vlieg soos 'n matroos, man. En dan noem hy my geestelike leier. Nou die dag het hy gaan mense doop. Jy moet ten minste nie uit jou frustrasie uitvloek. Jy moet nie uit jou frustrasie uitvloek nie. Ek het 1 of 2 vloekwoorde gebruik in my lewe al van die kansel af, op die internet. Maar ek het, voor ek het gesê, het ek om verskoning gevra dat ek het gaan sê, om 'n sekere punt te maak. Verstaan? Sê wat my gewoonte is om so te vloek nie. Want die Bybel sê, jy gaan verantwoordelik doen vir elke woord wat uit jou mond uitkom. Hy sê, toets elke gees of persoon by die woord van Jahwe Almagtig, dit God, om te ervaar of dit wat verkondig word Bybels is, en of dit nie ook net weer een of ander godsdienstige versinsel of byvoegsel is nie. Want die Satan, wat Satan deur die internet gebruik, om te veroorsaak dat onkundige eerlike mense reguit na die hel gelei word, want dis wat hulle doen. Hulle lei die mense reguit na die hel toe. Oop. En dan jy mense toe die man volg. Hulle sal niks bevraagteken wat hy sê nie. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Daarom verklaar die woord. Ons leef ook vandag in die tyd van die valse apostels. Kom ons lees. 2 Korintiërs 11 vers 13. 2 Korintiërs 11 vers 13. Want sulke mense ook in 2026, jy moet na my vingers maar kyk, hoor, is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wie hulle self verander in apostels van Jahwe of Jesus Christus. Apostel Paulus sê, 2000 jaar gelede, en ook 2026 vandag. Hierdie ouens verander hulle in apostels van die lig. En dis hoekom ek net nou gesê, die woord sê, toets elke gees, en kyk of hulle van Jahwe is, Jesus Christus is, van Jahwe, God af, of die Here is. Ons lewe in die tyd vandag, waar mense hulle voordoen as apostels. Alright, hy mag dalk nie sê, ek is 'n apostel nie, want hy glo nie aan die titel nie, maar hy is die boerseun van Migdol. Hy kon net sowel gesê, apostel Japie van Sy, of enige iets anderste. Ek wil hom goed kwaad maak, ek wil sien of hy die guts het om my voor kameras te ontmoet. Nou vir geruime tyd dat hy my sidestep. 'n geruime tyd. Die engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14. Nou sê hy, in 2 Korintiërs 11 vers 13, ek gaan net gelees ter aanvolging, want sulke mense ook in 2016 is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wie hulself verander in apostels van Jahwe of Jesus Christus, vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. Nou as jy lees in jou 33 Bybel nou, en jy kyk as jy sien die woord Satan, is met 'n hoofletter gespel. Ek gee geen eer aan Satan en sy gevalle demoniese engele nie.
Satan met 'n klein lettertjie S. Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hy kom in die gedaante van verskillende mense. Maar prof, wie sê jy is nie 'n engel van Satan wat jou voordoen as 'n engel van die lig nie? Wel, ek het so 2600, 2800 video's op YouTube en daar moes sekerlik al iewester iets gewees het wat onbybels is, wat ek gesê het.